lied uit en dan gaan ons toetrede lied en ons loflied albei agter mekaar sing. Ons gaan sing, genade bring my naby, dit is ons toetrede lied. En Vlam 112, ek roem U naam. Kom ons staan vir die uitspreek van die seën. Hemelse Vader, U is goed, ons leef in U goedheid. Ons bestaan elke dag in U teenwoordigheid. Dankie Here dat ons U oralster kan sien in ons lewens. En dankie vir die voorreg om te weet, omdat U by ons is daar niks wat meer is en sterker en groter nie. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. En gerus die sitplekke neem. Ek wil graag volgend 2 gedeeltes met u deel. Selfde skrywer, selfde gemeente, 2 verskillende briewe aan dieselfde gemeente. 1 Korintiërs 10, die eerste ene, 1 Korintiërs 10. En ons gaan daar lees vanaf vers 7, 1 Korintiërs 10, en dan daarmee saam, maklik 2 Korintiërs 1, jy blaai so 'n paar blaaie aan, 1 Korintiërs 10 in my Bybel op bladsy 199, en 2 Korintiërs 1 op bladsy 208 van die Nuwe Testament. Ek lees uit die 2020 vertaling. Soos 1 Korintiërs 10 lees, ons gaan lees vanaf vers 7, die eerste 6 verse, verduidelik Paulus vir die mense in Korinthe, hoe God se volk altyd naby hom was. Maar as jy na hulle gekyk het hulle goed gedoen, wat gelyk het asof hulle nie sy teenwoordigheid erken nie. Daar was ontrou, daar was sedeloosheid, daar was afgode. En dan skryf hy in vers 7, moenie afgode dienaars wees, soos sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree, soos sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons dan nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, soos sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur, en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. So hoor mooi wat skryf hy hier, en dan skryf hy 'n volgende brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs 1, ons lees vanaf vers 8. Want broers, ons wil nie hê, julle moet onkundig wees oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie. Dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens wat ons self betref, het ons al as het ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek. Op hom wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en sal red, is ons hoop gevestig, dat hy ons weer sal uitred. Hiertoe dra julle ook deur julle gebede vir ons, sodat deur bemiddeling van baie mense, namens ons dank betuig kan word, vir die genadegawe aan ons. Ek lees vandag, geliefdes, net tot hier. Ek wil saam met jou rustig raak in gebed. Ek gaan die gebed inlei
met iets wat ons gedurig moet deurgaan ook, en kyk of ons dit onderhou, en daarna die vergifnis wat ons soms soek, vir die berou wat ons het. Kom ons doen dit saam as gemeente. Here, ons sluit ons oë. Ons weet U is geduldige God. Ons weet U is die enigste God wat alles gemaak het. Ons weet ons kan nie ons knieë buig voor ander gode nie, Here. Dit is so maklik om 'n afgod na te volg. Ek weet ek kan nie U naam sleg maak nie. Ek kan dit nie soos die res van die mense om my as 'n kragwoord gebruik of 'n vloekwoord nie. Ek is ook vanmôre hier omdat die Sabbatdag vir my belangrik is. Ek heilig dit. Dit is vir my kosbaar. Ek eer my vader en my moeder. En ek pleeg nie moord nie. Ek pleeg nie egbreek. Ek steel nie. Ek verkondig nie valse getuienis nie. Ek lewe nie in leuns nie. En ek begeer nie goed wat ek het nie, Here, want dan maak dit my ondankbaar vir dit wat ek wel het. Ek weet, Here, dis hoe ek probeer leef. En dis wat ek probeer doen. Maar ek weet ook vanmôre, as ek eerlik is daar baie kere, Here, wat goed deurglip, wat ek nie wil hê moet deurglip nie. Daar's baie kere in my lewe, dat ek die naam Christen dra, maar ek wys dit nie. Daar's baie kere dat ek bly en opgewonde is oor U genade en U bloed, wat my verlos het, maar dit sit nooit om in dankbaarheid nie, Here. Werk vanmôre met my. Werk met ons. Werk deur die Heilige Gees. Werk by die huis. Werk hier. Werk nou, Here. Al is ons besig met een gebed tot U, is U deur die Heilige Gees op hierdie oomblik met my hart werk. Raak my aan, Here, soos wat net U kan. Dankie dat ek altyd soos die verlore seun kan huis toe kom. Dankie dat U my altyd met oop arms ontvang. Ek weet ek is die een wat soms U genade goedkoop maak en U liefde vertrap. Maar U bly die ewigheid, die vrede wat verstand te bowe gaan in my lewe. Dankie dat ons ook vanmôre vir mekaar kan bid. Partykeer weet ons iets van iemand en voel 'n mens hulpeloos, Here, en draai jy daardie persoon op. Ons kan vanmôre vir ons kinders bid. Ons kan vanmôre vir ons ouers bid. Ons kan vanmôre vir ons gesinne bid, Here. Ons bly bid vir ons mense in ons geboortelande. Ons bly bid vir ons mense, Here, wat op nuwe paaie gaan en nuwe uitdagings in die gesig staar. Dankie, Here, dat ons altyd verseker is dat U teenwoordigheid ons nie net omvou nie, maar ons lei en soms agter ons aankom en ons optel en weer laat staan. Ek wil ten volle op U vertrou. Ek wil vandag hier uitstap en dit wat Paulus kom vasmaak in hierdie gemeente, wil ek ook vasgemaak hê aan my hart. Dankie, Here, dat U my so lief gehad het, dat U U enigste seun vir my gegee het. Ek aanvaar hierdie liefde, Here, en ek leef daarin, en ek leef dit uit. Aan U kom toe die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Jesus, terwyl ons so bly sit, Jesus groot bo almal, sterke verlosser. Een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Here praat van iets wat baie mense nie het nie. Praat van iets wat baie van ons ontbreek, dis net nie daar nie. Dis net nie deel van jou lewe nie. En nou praat ek van ware vrede,
van die tipe wat 'n mens se verstand te bowe gaan. Daai vrede wat in jou kom lê, al is daar 'n storm. Daai vrede wat in jou kom lê, al gaan jy deur moeilike tye. Daai vrede wat in jou kom lê, al is jy 'n deel van 'n konflik of jy ervaar verlies. Partykeer het mens mos daai gevoel in die middel van 'n storm. Hier kom 'n rustigheid en 'n kalmte oor my. En ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Baie mense het dit nie. Hulle is Christene, hulle noem hulle self Christene, kinders van God. Maar daar is nooit vrede nie. Alles is altyd 'n stryd, alles is altyd 'n probleem. Alles is altyd 'n klagte. En oral waar hulle kom, versprei hulle enigiets anders behalwe vrede. Maar nou skryf Paulus, hy skryf vir die mense in Filippense op 'n stadium. En hy skryf daai kosbare stukkie, wat ons almal so goed ken. Filippense 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees altyd bly. En dan noem hy 'n paar goed. Wees vriendelik en inskikkelik teenoor almal wat die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes, in gebed en smeking, en danksegging aan God bekend, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Jesus Christus. Kosbaar, né? Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Nou wil ek vir jou sê, ek praat van hierdie gedeelte in Filippense 4 as 'n stukkie, sien net 'n paar verse nie. Net so tussen ons, die Bybel soos wat ons hom vandag ken, was nie aanvanklik so oorgelewer nie. Die eerste mense wat gekom het om die Bybel so bietjie te herstruktureer, was ouens wat in 1205 hoofstukke ingebring het. Die Bybel het nie gekom met hoofstukke nie. Dit het in 1205 gebeur. En toe eers in 1551 het iemand gekom en verse ingebring. Wat ek baie keer vandag wens nie gebeur het nie, want ouens haal baie keer 'n versie uit en dan omskep hulle hom, hulle hele ding gaan daaroor en hulle haal 'n versie uit en hy sê eintlik iets anderster as hy deel is van sy stukkie. So voor 1551 kon mense nie versies uithaal nie. Hulle moes die hele gedeeltetjie gebruik het. Soos wat 'n mens nou weer gesien het in Filippense 4. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Nou moet ek vir jou sê, in my lewe was daar al baie min gedeeltes, anders as Filippense 4, wat werklik vrede in my hart gebring het. Hierdie gedeelte maak my verskriklik opgewonde, en om dit te lees, ek ken dit al uit my hart uit, want dit gee my baie krag. In my lewe was daar min gedeeltes wat meer beteken het as Filippense 4. In my lewe was daar al min gedeeltes waarmee ek gesukkel het as Filippense 4. Want ek is nie altyd bly nie. En die blydskap lê nie altyd my lewe vol nie, en ek is nie die enigste een nie. En ek is nie altyd vriendelik en inskikkelik nie. Praat maar van die 3 mense wat saam in die huis bly. En ek beskou die Here nie altyd as iemand wat by my is of naby is nie. En ek gee nie altyd wat op my hart lê met gebed en smeking en danksegging aan God nie. En daarom ervaar ek baie keer nie die vrede wat alle verstande te bowe gaan nie. Daar is veral een ding wat my knielter so baie goed besorg. Is geneig om die Bobbejaan agter die bil te gaan haal en hond se gedagtes te kry oor enige ding. Dis baie van ons daai. Ons raak maklik oor goed besorg. Het jy in die oggend al in die bed het opgestaan en agtergekom daar's niks waaroor jy bekommerd is nie, en ewe skielik kry jy angsaanval, want hoekom is daar niks waaroor jy bekommerd is nie? Hierdie goed gaan kom met 'n vloedgolf. Dis ons daai. Bekommernis, besorgdheid, angs oor goed wat ons nie eers moet hê nie.
Maar nou kom mense in jou toe en sê, hoorie maar, hierdie goed wat jou swaar druk, wat jou arms vol maak, waarin jy dra, gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here. Dis makliker gesê as gedoen, is dit nie. Maar miskien probeer jy dit op 'n stadium, miskien met 'n kort skietgebed, kom agter dit werk nie, en dan besef jy moet tyd inruim, jy moet rustig raak voor die Here, jy moet op jou knieë gaan, jy moet regtig stilte tyd maak, jy moet met die Here kontak maak, jy moet hierdie graf wat jy saam met jou dra in sy arms gee, jy moet stil raak voor die Here, in gebed raak, en dan doen jy dit. Vat miskien 'n tydjie, maar jy doen dit. Jy raak stil voor die Here en alles wat jou arms wil laat afval, want jy dra swaar aan hierdie vraag, gaan gee jy vir hom. Miskien vir 'n oomblik ervaar jy die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar dan doen jy 'n ding wat ons almal doen. Na 'n rukkie gaan klop jy aan en jy sê, kan ek asseblief my vrag terugkry? Ons doen dit. Kan ek weer my bakkie terugkry? Kan ek my arms vol maak? Vertrou nie hierdie vrede nie. Hierdie vrede wat die verstand te bowe gaan is te veel. Gaan letterlik terug na God toe eintlik in jou gedagtes. En jy gaan haal die goed wat jy dra terug. En ewesklik kom jy agter, ons is nou maar almal lasdraers. Dis wat ons doen. En lasdraers is mense wat weet hoe dit voel om swaar te dra. Swaar dra al na die een kant. Was dit Ferreira wat sy goed moes vat en gaan? Dis mos die ou liedjie. Swaar dra al aan die een kant. Ons ken van daai ene. En ewesklik lees mense hierdie gedeelte in Filippense 4 van die vrede wat verstand te bowe gaan, of met 'n skuldgevoel, of met 'n rankering. Ek wens, dit was ek. Maar omdat ons onsself nou sien as lasdraers, en goed vol arms, en besorgdheid, en bekommernis, dis maar wie ons is, dis wat ons doen, het ons 'n nuwe teologie ontwerp, om by lasdraers te pas. Ons het begin om vir mekaar te sê, God sal nie vir my 'n swaarder las gee om te dra, as wat ek kan dra nie. God sal nie vir my iets gee, wat te swaar is, wat ek moet dra nie. En dan kom baie mense en sê, dit staan so in die Bybel ook. En dan vat hulle juist hierdie teks uit 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê, God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie. Hy is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie. En word jy versoek, sal hy vir jou die vermoë gee om daardeur te kom. Ons vat hierdie gedeelte en ons omvorm dit na ons teologie toe. En ons sê dit staan so in die Bybel. God sal nie vir my meer gee om te dra as wat ek kan nie. En weet jy wat? Dis 'n gewilde boodskap. Dis 'n boodskap wat kerke vol maak. Dis 'n boodskap wat mense wil hoor. Want hier buite gaan dit soms moeilik. En hier buite is dalk baie keer goed wat vir my te veel is. En hier buite is die probleme. En hier buite is die goed wat my bang maak en skaam maak en warm onder die kraag maak. Maar dan sê ek, wil nie bekommer nie. God sal nie vir my meer gee as wat ek kan dra nie. Maar dan gebeur die onverwagse en die ondenkbare. Jy kom op 'n dag, op 'n oomblik, miskien het daar 'n paar goed agter mekaar gebeur, miskien het dit nie gereën nie, dit het gehaal in jou lewe en jy kom agter. Maar ek breek nou. Die las is te swaar. Dinge raak te veel, dinge raak te moeilik.
te veel goed het verkeerd geloop. Ek het sopas breekpunt bereik. En dan wonder 'n mens, wat nou? Daar's twee mense wat skuldig kan wees nou aan hierdie ding. Twee wesens. Die een is God. God het dan gesê, hy is getrou en hy sal nie vir my bo my vermoëns versoek nie. Wat dan nou? Het God ander pad gekyk? Het hy van my vergeet? Het hy my een kant toe gestoot? Het hy my per ongeluk misgekyk? Of die ander skuldige party is ek self? Het ek nie goed genoeg geglo nie? Het ek nie goed genoeg vir God gewys? Hy is my belangrik in my lewe nie. Dis ongelukkige teologie wat ons self ontwerp het. God sal nie vir jou meer gee as wat jy kan dra nie. Staan nie so in die Bybel nie. En ek weet as ons dit vir mekaar sê, bedoel ons nie sleg nie. Ons bedoel nie kwaad nie. So mense nie ontstel nie, ons wil mense nie verder seer maak nie, so mense nie onseker maak nie. Ek wil juist vir jou troos gee. En ek sê juist vir jou hierdie goed wat by my opkom, want ek wil jou so 'n bietjie heel maak. Ek wil eintlik vir jou 'n groter prentjie oopbreek, want jou hier en nou het so 'n bietjie in mekaar ingetuimel. Maar daar's twee redes hoekom ek 'n probleem het met 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 10 vers 13, ekskuus. Die eerste ding is, hierdie vers praat nie oor beproewing nie. Dit praat oor versoeking. En dis twee verskillende dinge. Terwyl Jesus in die woestyn beproef was, deur honger en moegheid en dors, het die Satan met sy versoeking gekom. Beproewing en versoeking is twee verskillende goed. Wat wel in 1 Korintiërs 10 vers 13 staan, God is getrou. Julle sal nie bo julle vermoë versoek word nie, want ek is daar. En hoekom het Paulus hierdie vers vir die ouens in Korinthe geskryf? Kom verduidelik gou vir jou, die helfte van die gemeente was heidene wat Christene geword het. En hierdie ouens het lewens gelei voordat Jesus in hulle lewe ingekom het, wat jou sal laat gryp het na iets van skok. Hulle het afgode gedien in tempels, daar was promiskuïteit, daar was perversiteit, daar was sedeloosheid, daar was feeste wat maande lank aangehou het, en niemand het klere aangehad nie. Dit was 'n groot gemors, afgode gedien, geswyp dat dit klap. En nou moet hulle vir Jesus, en hulle volg hom, en is deel van sy gemeente. Maar wat gebeur? Van hulle woon nog die feeste by. Hulle sit nou wel ten volle gekleed, een kant en hulle hou die betaille dop, maar dit is interessant en dit is sosiale interaksie met mense wat die hele lang paaie gestap het. En hulle laat hulle eintlik weet, maar ons weet die Here is by ons. Ons weet Jesus is teenwoordig. Ons sal nie weer afdwaal nie. Ons het vertroue in ons eie vermoë. Ek weet wat reg is en ek weet wat verkeerd is. Nou skryf Paulus vir hulle. Die volk van God het ook geweet wat reg en verkeerd is. Hulle was altyd naby God, teen aan God. Hulle het geweet alles wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Maar selfs in God se teenwoordigheid het hulle sedeloosheid gepleeg, klomp verkeerde besluite geneem en afgode gedien. Pas op. Moenie staat maak op julle eie krag nie. Moenie staat maak op julle eie getrouheid nie. God is getrou. En as jy daarop fokus, sal jy genoeg krag kry om die versoeking te weerstaan, maar moenie moeilikheid gaan soek nie. En hy sluit eintlik so mooi af vers 12. Wie meen hy staan in geloof, moet pas op dat hy nie val nie. Dis die
konteks van hierdie vers. Gaan nie oor swaar kry nie. Gaan oor versoeking. En dit bring my by die tweede probleem. Op 'n stadium skryf Paulus toe weer vir hierdie gemeente. 2 Korintiërs 1 en hier klink hy heeltemal anders. As jy gedink het hierdie vers in 1 Korintiërs 10 gaan oor swaar kry, die Here sal nie vir my meer gee as wat ek kan dra nie. Luister wat skryf hy in 2 Korintiërs 1. Hy sê ek wil nie hê julle moet onkundig wees, oningelig, nie feite hê oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie. Dit was nag. En dan skryf hy hierdie vreemde ding. Ons het swaar kry verduur, wat ver bo ons kragte gegaan het. Hoorie wat sê hy? Ons het swaar kry verduur, wat ver bo ons kragte gegaan het, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het en gedink het die doodsvonnis is klaar geteken. Wat Paulus hier sê, is baie keer die realiteit wat ek en jy beleef. Ons het swaar kry, verduur wat bo ons kragte gaan. Dis wat ek en jy somtyds beleef. En 'n mens mag wonder, ek wonder baie keer, hoekom kry kinders van die Here swaar? Hoekom kry mense wat aan die Here behoort swaar? En ons kry baie keer 'n dubbel whammy. Hoekom sê dit? Want alles wat hier buite gebeur met mense wat die Here nie ken nie, gebeur ook met ons. Ons betaal ook hoër belasting, ons betaal ook hoër prys vir vleis. Ons beleef ook moeilike tye. Ons beleef ook orkane en monsone en siklone. Ons beleef ook krisistye. Ons word ook siek, ons beleef ook verlies. Ons beleef ook nood. So dit gebeur met ons ook. Maar bo op dit word ons soms uitgeskuif, omdat ons glo. Word ons soms nie weer genooi nie, omdat die Here in ons hart leef. Is ons baie keer eensaam en op ons eie, omdat ek sy naam bely. As jy dink dat God nie vir jou meer gaan gee as wat jy kan dra nie, dink weer. Paulus skryf dit hier. Die swaar kry het ver bo my kragte gegaan. Maar, en dis vir my so lekker om hierdie maar te sê, en ek het so gehoop my stem hou tot hier en nou. Maar, dis juis hierdie swaar kry, bo my eie kragte, wat my so baie van God leer. Van sy krag in my. Van sy hoop in my. Van sy redding vir my. Wanneer ek bo my kragte versoek word, is hulle op, hulle is klaar. Dis die tye waar ek te doen kry met sy krag. Soveel mense skryf in vir die module oor God. Hulle wil meer weet van God se seën, God se oorvloed, God se oop hand, God se gawes. Dis die module waarvoor hulle inskryf. En dis gewoonlik die module wat daar buite ook lekker verkoop, vol kerke trek. Maar God wil hê jy moet dieper dink oor hom. En God wil hê jy moet weier praat oor hom. Beproewing gaan nie oor jou krag nie, want dis lankal op. Beproewing en swaar kry gaan oor God se krag in jou. En daarom sê die volgende vers in hierdie gedeelte, vers 9, goed gebeur, sodat mense nie meer op hulle self vertrou nie,
maar op die God wat selfs dooi is, kan opwek. Om vir 'n oomblik te dink, jy kan nie 'n swaarder las kry as wat jy wil dra nie. Daar was al oomblikke ook in jou lewe, waar het gevoel het, jou arms is so vol goed, dat jou rug wil afbreek. En ons eie gemeente, was 2025 nogal 'n baie uitdagende jaar, ook met verlies. God sê nêrens, dat hy nie vir jou meer sal gee as wat jy kan dra nie. Hy laat wel weet, ek sal nie vir jou meer gee as wat ek kan dra nie. En dis die verskil. God is getrou. Ek sal nie vir jou meer gee as wat ek kan dra nie. Het gaan nie waaroor of waartoe ek in staat is nie. Dit gaan oor waartoe hy in staat is. En hoeveel keer kyk ons nie terug op 'n moeilike stuk tyd wat agter ons is. Want hierdie goed vat tyd, hierdie toets vat tyd. Hoeveel keer kyk ons nie terug en dan wonder ons, hoe het ek hier deurgekom? Want my eie krag was op. My eie hoop ook. Al my antwoorde was klaar. Hoe het ek hier deurgekom? Iets moes my hier deurgedra het. Baie geluk. Jy het sopas te doen gekry. Met die krag van God. Hy gee nie vir jou meer as wat jy kan dra nie. Hy gee vir jou nie meer as wat hy kan dra nie. En daarom bely ons vanmôre. Dis waar die vrede ook inkom. In die middel van 'n storm. In 'n groot krisis. Daai belewenis, daai gevoel wat oor jou spoel. Van rustigheid en vrede. Dit het 'n oorsprong. En dit het 'n bron. Dit is my altyd so wonderlik as jy lees Lukas 4. En jy let 'n bietjie op die detail, daar staan geskryf. Na sy doop was Jesus deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. En terwyl hy daar beproef was, deur honger en dors en hitte, vir 40 dae ellende, het die Satan met sy versoekings gekom. Maar dan lees jy, toe hy uitloop, toe word hy deur die krag van die Heilige Gees uitgelei. Hy word deur die Heilige Gees ingelei, en toe hy uitstap, word hy deur die krag van die Heilige Gees ingelei, of uitgelei. Dis vandag ook my en jou lewe daar. So daarom vandag my gebed vir jou, dieselfde gebed vir myself. Wees altyd bly. Verbly jou altyd in die Here. Wees vriendelik en inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in gebed en smeking en danksegging al julle begeertes aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Jesus Christus. Amen. Here, in dankbaarheid sluit ek nou weer my oë. My arms is baie keer goed vol, Here, my rug wil baie keer afbreek. Maar dis dikwels eers wanneer ek bo my kragte beproef word, dat ek U krag in my vind. Dankie, Here, dat U my lewe werd genoeg ag om U grootheid te weerspieël. Amen.
Oorlus is jy in die gang, weet jy hom? Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, 'n verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Kom ons staan as ons hierdie lied sing ten slotte. Ontvang die seën van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly en wees. Amen.